begrip kry jy 'n ongelooflike kans. En dit is Engels. en Afrikaans. Afrikaans huistaal is ons moedertaal, ons onderrigtaal en bovenal ons hartstaal. English is important to students as it broadens their minds, develops emotional skills, improves the quality of life by providing job opportunities. Moreover, the use of English as an international language is growing with time because it is the only medium for communication in many countries. Hoekom is 'n oosie se oë so groot? Om beter te kan lees, my kind. Hoekom is 'n oosie se hande so groot? Om beter te kan skryf, my kind. Hoekom is 'n oosie se mond so groot? Om beter te kan hap. Nee. Praat, my kind. Met hierdie 3 vaardighede en ons uitstekende kennis van taalstrukture en konvensies, ontvang Oosmoed in 2020 en 2021 'n eretoekenning vir top 20 skole in Suid-Afrika. 'n Slaagsyfer van 40% vir Afrikaans is 'n vereiste. En vir matriek en enige studierigting is dit vereiste om jou huistaal te slaag. Engelse slaagsyfer is 30% en is deesdae die onderrigtaal van meeste universiteite. Hoe kan tale my ooit help na skool? Buiten die begrip en kommunikasievaardighede wat dit jou leer, is die opsies vir tersiêre onderrigtaal legio. Rubriekskrywers, joernaliste, dramaturge, redakteurs is maar net 'n paar van die beroepe wat jy kan volg. Al is tale verpligtend by Oosmoed, is dit beslis ons eerste keuse. Fluit, ons storie is uit. Ons boekie is gesluit, dis nou vakansie. Fluit, ons storie is uit. Ons boekie is gesluit, dis nou vakkeuse tyd. Wiskunde woeker en wemel hier by Oosmoed. Dink so daaraan, Elon Musk en Mark Shuttleworth het albei wiskunde geword om by die sterre te kom. By Oosmoed het ons onderwysers wat jou punte sal launch na 'n ander dimensie. So hier is die 2 wiskunde opsies en laat die paai waai. Geletterdheid. Ons leer geletterdheid op 'n praktiese manier om eendag 'n groot en suksesvolle lewe te kan maak vir ons. In finansies en geletterdheid leer ons oor hoe om begrotings uit te werk en hoe om met belasting te werk. Ons wil nie eendag op ons knieë staan voor SARS studering nie. In geletterdheid leer ons ook van meting, hoe om oppervlaktes en volumes uit te werk. Byvoorbeeld hoeveel water in 'n swembad gaan, hoeveel teels om die swembad se oppervlakte gaan. Ons leer ook hoe om data en inligting te gebruik en dit te ontleed in 'n grafieke te sit. Ons gebruik ook kaartwerk sodat ons nie eendag verdwaal nie. Ons leer ook hoe om petrolpryse uit te werk om tot ons eindbestemming te kom. In wiskunde leer ons kritiese denke en probleemoplossing wat ons in ons alledaagse lewe kan gebruik. Dit leer ons hoe om volwaardige volwassenes te wees wat kan redeneer en om 'n besluit te maak volgens die inligting wat ons ontvang het. Algebra is uitdrukkings met veranderlikes of letters as jy dit so kan stel. Dit word in alle aspekte van wiskunde gebruik en ons kan dit amper die engine van wiskunde noem. In funksies gebruik ons grafieke om die verhouding tussen verskillende veranderlikes te bepaal. Net soos onderwysers afhanklik is van koffie en leerders afhanklik is van hulle selfone, sodoende is y ook afhanklik van x. Trigonometrie is die meting van driehoeke. Ons gebruik trig om 'n driehoek se sylengtes as ook sy hoeke te bepaal. Trig is oorspronklik uitgedink sodat seevaders die sterre as GPS kan gebruik. En trig is nogal redelik belangrik in ingenieurswesevelde. Met waarskynlikheid kan ons die kans bepaal dat iets kan gebeur en dan sodoende voorspellings maak. Dit is te danke aan waarskynlikheid dat ons elke dag die weer kan voorspel. Met wiskunde se agtergrond van kritiese denke, redenering en probleemoplossing kan ons enige veld of beroep in die buitewêreld aanpak. Daar is jou 2 opsies. Jy het nou 'n paar somme om te gaan maak oor jou lewe. Sterkte met die vakkeuses.
kunste het baie persoonlike voordele. Wanneer jy die verskillende kunsvorme oefen, vorm dit 'n koneksie met jou emosies en jou herinneringe. Visuele kunste kan ook die kunstenaar aan help om hulself beter te leer ken. Net soos fisiese oefeninge, kan visuele kunste verskillende breinselle stimuleer en aktiveer. Visuele kunste help dan ook om suurstofryke bloedvloei na uitgeputte dele van die brein te stuur. Wanneer jy gereeld visuele kunste oefen, verminder dit die kanse van angstigheid en depressie. Visuele kunste leer nie net die kunstenaar om hulle individuele perspektief te leer nie, maar ook hoe om dit te beoefen. Op 'n donker dag kan visuele kunste jou gemoed lig en jou veilige hawe wees. Jy hoef niemand behalwe jouself in die kunstklas te wees nie. In die kunstklas leer jy verskillende lewensvaardighede, soos kritiese denke en probleemoplossingsvaardighede, soos wanneer jy net ietsiekie byvoeg by daai stukkie wat nie heeltemal saamgewerk het nie. Hierdie leer jou dat tot die beste meesterstukke soms onbeplan was en dat jy net die proses moet vertrou. Met visuele kunste leer jy hoe om kritiek te lewer, kritiek te hanteer en hoe om met uithou vermoë in 'n tydsame projek te werk. Met kuns kan jy die wêreld sien deur ander se oë. Jy kan ook dan jou eie siening en waarhede van die wêreld uitbeeld. In die kunswêreld is daar verskeie beroepe. Vir die meisies is daar modeontwerp. Met modeontwerp ontwerp jy klere. Jy kan selfs 'n model wees. Jy kan tot die verhoog waarop die modelle loop ontwerp. Vir die seuns is daar graphic en webdesigning, waar jy animasie tekenprente ook kan maak en as ook rekenaarspeletjies ook kan maak en verkoop. Vir die fynere kunste is daar beeldhouwerk, voltydse kunstenaar as ook akteur of aktrise. Die mees bekendste beroepe wat daar is 'n professor of 'n kunstonderwyser. Ouers, daar is nie net een beroep waarin jou kind kan gaan as hulle net kuns vat nie. Weet jy wat, mevrou Ekonomie? Nee, moet asseblief nie op een van jou bekende monoloë gaan nie. Tannie Besigheids moes ook gister gesit en luister het. Ek wou net koek en tee. Dis net, ek dink nie mense verstaan die werklike waarde van die ekonomie in ons wêreld nie. Nee, ek wil besigheid sê, ek wil rek hê. Nou wat gaan jy daaraan doen? Sit en kreun soos oupa wetenskap. Weet jy wat? Hier gaan ons alweer. Dames en here, my naam is meneer Ekonomie. En ek is mevrou Ekonomie. Kom ons wys vir jou die wêreld se ekonomie. Eerstens, kom ons kry asseblief twee dinge reg. Ekonomie en besigheids is nie dieselfde nie. Natuurlik. Besigheids handel oor die besigheid self en die winsmaksimering binne in die onderneming. Asook vaardighede om daai besigheid te bestuur. Maar ekonomie is nie oor sulke small beans nie, dames en here. Hey. Ekonomiese goedere en dienste word vervaardig deur die produsente, verbruikers, die regering en sakeondernemings. En dit is waaroor die ekonomie handel. Ja, en ons ekonomie kan verdeel word in twee gedeeltes, naamlik mikro en makro. Mikro-ekonomie gaan oor hoe die prys bepaal word binne in die mark. Dit gaan oor my en jou se keuses as individuele verbruikers binne in die mark. Die mark se pryse word bepaal deur die kragte van vraag en aanbod. My gunsteling, dames en here. Veronderstel ons het 'n y-as en dan raai wat, 'n x-as. Nou, op die y-as het ons vir prys. Op die x-as het ons nou vir hoeveelheid van daardie produk. Die wet van vraag sê, soos wat die prys van 'n produk styg, sal die hoeveelheid gevra daal. Maar as die prys van daardie produk daal, sal die hoeveelheid gevra styg. Daai vat relatief min brain juice, dames en here. En natuurlik moet vraag 'n beste maatjie hê, naamlik aanbod. Die wet van aanbod sê, as die prys styg, sal die hoeveelheid gevra ook styg. En as die prys daal, sal die hoeveelheid gevra ook daal. Wel, tweedens het ons vir makro-ekonomie. Nou, dames en here, dink aan die groot winkelsentrum Makro. Hier fokus ons op die ekonomie as geheel. Ons praat so 'n bietjie van direkte belasting, inflasie, so 'n bietjie internasionale handel.
So as ek aan makro dink, moet ek dink aan die sosio-ekonomiese invloede van ander lande op ons land. 100%. Ek dink baie van ons medeleerders in ekonomie sal saamstem. Natuurlik. Daar het jy dit nou. Ekonomie, 'n fantastiese opsie op skool. Ek bedoel, dit lei tot beroepe soos ekonoom, finansiële ontleder, rekenmeester. Markanalis, statistikus en beleidskonsultant. En daai, dames en here, lei tot die groot baks. Meneer, dis al amper tyd. Ons moet weer gaan werk. Wel, dit was lekker. Ek hoop ek sien julle volgende keer in ons ekonomieklas. Maar, tot dan. Totsiens. Wel, daar 6 ure van my lewe wat ek nooit gaan terugkry nie. Okay, ek grap. Of, doen ek. Shaal, moenie die kinders probeer skrik maak nie. Jy weet hoe som met jou soos 5 minute gevat. Ja, okay, dit was glad nie so erg nie. Weet jy, dit was eintlik pret. Wie sou dink dat 'n wiskundesom jou soveel van die wêreld kan leer? En wie sou kon dink dat dit soveel pret kan wees om chemikalieë te meng en dit te laat ontplof. Okay, maar wag nou, Delia. Fisiese wetenskappe gaan nie net oor chemikalieë laat ontplof of lang wiskundesomme doen nie. Jy's reg, Shaal. Hierdie vak gaan oor soveel meer. Dit behels 'n nuwe manier van dink, 'n beter verstaan van die heelal. En dit skep 'n wye toekoms van werksgeleenthede in talle ingenieurs, medies en wetenskaplike rigtings. Presies. Alhoewel dit die moeilikste vak in terme van verstaan is dit vir my die vak met die mees interessantste inhoud. Delia, wat sou jy sê is die vereistes vir fisiese wetenskap? Wel, Shaal, ek dink jy moet ten minste 50% vir wiskunde kry en 60% vir natuurwetenskappe en dan eers sal jy gemaklik wees met hierdie vak. Sjoe, klink my hierdie vak is nie vir almal nie. Jy weet, ek het een keer 'n chemie grappie gemaak, maar daar was net geen reaksie nie. Rarig. Sjoe, dis bietjie ironies. Okay. Vir al die wetenskaplikes, Sien julle volgende jaar. Julle help my gasheer. Ag. As jy nie 'n lewe het nie, vat hierdie vak. Goeie werk, julle. Kom net 'n paar oefeninge dan is julle reg vir die toets. Kan jy vir my 'n paar tydens trek en die vrae daar stuur? Ek dink ek begin die lig sien. Ja, ek stem julle. Hierdie is heeltemal te veel werk. Juffrou, kan ek asseblief badkamer toe gaan? Sjoe, outies. Byt net bietjie vas. Dit is nie so erg nie. Ja, daarom is skool amper verby. Dan hoef ek nooit weer iets met rek te doen nie. Net omdat jy vir 'n rekenmeester gaan studeer, beteken jy gaan nooit weer iets met rek te doen nie. Rek kom voor in baie verskillende rigtings. Dit begin by rekengrade en selfs regte en ingenieurswese. En as jy jou eie besigheid wil begin of 'n besigheid wil bestuur, is 'n rek agtergrond baie belangrik. Ek bedoel, rek help jou om die koste van projekte te beheer. Dit help jou om jou werk in terme van inkomste te beheer. Ek bedoel, rek verskaf belangrike finansiële inligting vir beleggers en bestuurders om besigheidsbesluite te maak. Ek's bly om te sien julle let daarom so nou en dan op. Maar kan ons asseblief En as ek nie van plan is om 'n besigheid te besit of projekte te bestuur nie, Daar is steeds 'n baie verskeie beroep waar rekenings verdedig en noodsaaklike is. Inderdaad, soos koste-rekenmeester, koste-kontroleerder, 'n ouditeur, die bankwese. Finansiële bestuurder, aktuaris, internasionale handel, makelaar en vele meer. en as ek besluit ek word nie nog tennisspeler, Dan gebruik jy rek om jou persoonlike finansies te bestuur. Ek meen, geld gaan nog lank saam met ons wees. ja, seker om syfers en hulle finansiële betekenis te kan interpreteer. Ja, maar ook om kritiese te dink, om aanpasbaar en oorlewend te wees en om goeie organisatoriese en tydsbestuursvaardighede te hê. Dit leer jou ook wiskundige en analitiese vaardighede. Ek bedoel, rek help jou om risiko's te minimaliseer en dit leer jou van etiek en deursigtigheid. Sien, rek is pret.
O, hallo, ek's Wian Steiger. Nou dat julle graad 9 is, uiteindelik julle eie vakke kan kies, wat eendag jou loopbaankeuse sal bepaal, wil ek vir julle vertel oor lewenswetenskappe. Lewenswetenskappe is nie meer die biologie van jare terug nie. Dit is nou 'n volwaardige wetenskap in sy eie reg. Damn. Dis nie te sê dat die vak maklik is nie, maar dit sal jou uitdaag en jou kritiese denke en akademiese vermoë vlerke gee. Nou luister mooi. Baie van die belangrikste hedendaagse en toekomstige beroepe steun op lewenswetenskappe en lê die fondasie vir rigtings soos DNA en DNS, ontleeders en adviseurs, bioloog en microbioloog. Beroepe wat baie belangrik is as ons as spesies, Homo sapiens, bo op die voedselketting wil bly. Dan is daar die relatiewe nuwe en opwindende veld van bioinformatika, waar lewenswetenskappe, wiskunde en inligtingstegnologie saamwerk om geneesmiddels en teenmiddels vir oordraagbare siektes en virusse te vind. Dit is uiters belangrik as ons nog 'n pandemie wil vermy en van die bedreigde spesieslys wil afbly. So, as jy dit binne jou hart vind om een van die redders van die mensdom te wil wees, is lewenswetenskap dalk net die vak vir jou. Maar een wetenskaplike kan nie alleen die mensdom red nie. As ons almal saamwerk en almal lewens vat, kan ons dit dalk net regkry. EGO, ingenieursgrafika en ontwerp, 'n vak van uitdagings en nuwe vaardighede. Hou jy van netheid en presisheid, dan is EGO die vak vir jou. Maar wat is EGO? EGO leer leerders beginsels van beide akademiese en tegniese toepassings. EGO se basis is basiese kennis en verskillende tekentegnieke en vaardighede. EGO leer ons hoe om siviele, meganiese en elektriese tegnologie te interpreteer en produseer. Daar's verskillende loopbane wat uit EGO ontstaan soos boubestuur, argitektuur, mediese tegnikus en 'n binnehuise argitek, sowel as vele meer. EGO is 'n opwindende vak waarmee mense passies op 'n kreatiewe en praktiese manier kan uitleef. As gevolg van EGO sal ek nog my doelwit van 'n siviele ingenieur word kan bereik in die toekoms, sowel as dalk nog my eie besigheid te begin. EGO benodig geduld en die vermoë om te kan konsentreer, maar is ook daar om geniet te word. En ek kan getuie wees dat EGO 'n vreeslike lekker vak is. EGO stel my in staat om my eie besigheid te begin as 'n argitek en teken deel van my daaglikse lewe te maak. EGO is tops, kom vat dit saam ons. My naam is Melissa My naam is Mila. en ons is van Verbruikersstudies. Ja. Mila, ek hoor daar's baie kinders in die skool wat nie genoeg graan en styselprodukte eet nie. Is dit goed? Nee, Melissa. Stysel en graanprodukte gee energie. Dit is dalk beter om 'n laag GI brood te eet as witbrood. Dit sal jou meer versadig laat voel en meer energie gee. Ek gaan hierdie jaar lentebal toe. Die langste ou in die skool het my gevra, maar ek weet nie wat om te dra nie. Dit is altyd wys om 'n nou slytende swart of effe donker kleurrok te dra met gemaklike hoë hakskoene. Die uitrusting sal vir jou selfvertroue gee om die aand te geniet. Ek wil graag arbeidsterapie gaan swat, maar ek's bang ek het nie genoeg geld nie. Jy is baie kreatief en lief vir bak, Melissa. Waarom maak jy nie verjaarsdagboeke en kolwyntjies oor naweke nie? Die mense sal beslis by jou bestel. En jy kan by die beskool bemark.
Mila, dit is heerlik om met jou te gesels. Hoe weet jy al die? Verbruikerstudies is die sleutel tot al die antwoorde. Vertel my meer. Verbruikerstudies dek komponente soos verbruiker, kleding en mode, behuising, binneontwerp, tekstiele, voedsel en voeding, leefstylsiektes en vele meer. Ons etiketeer en maak geregte tydens ons dubbelperiodes wat by markte of winkels verkoop kan word. Watter beroepe pas by verbruikerstudies? Dieetkunde, modeontwerp, binneargitektuur en voedseltegnologie kan by 'n universiteit studeer word. Tydskrifte se redakteurs van voedsel en mode en ook aankopers vir winkels soos Woolworths het almal verbruikerswetenskappe op universiteit gestudeer. Jy kan ook jou eie onderneming begin. Mila, ek wil mos 'n arbeidsterapeut word. Is verbruikerstudies 'n goeie vak om te leer? Beslis, Melissa. Ons is almal verbruikers. Ons moet almal eet, aantrek en eendag ons huise meubileer. Verbruikerstudies gee vir jou voorsprong in alle aspekte van die lewe. Ons nooi jou uit. Neem 'n wyse besluit. Maak verbruikerstudies deel van jou vakpakket. Jy sal nie spyt wees nie. Hallo julle, soos julle weet, lewe ons in 'n tegnologiese era. En maak nie saak waar jy is nie, jy gaan altyd gebruik maak van 'n rekenaar. Rekenaartoepassingstegnologie is 'n vak waar jy rekenaarvaardighede aanleer wat jy die res van jou lewe in enige situasie kan gebruik. Jy gaan leer hoe om 'n rekenaar ten volle te benut sodat hy jou kan help met enige take. Jy gaan leer hoe om Microsoft programme te gebruik, soos byvoorbeeld Microsoft Excel, Microsoft Word en Microsoft Access. In Microsoft Word leer hulle jou hoe om dokumente te skep soos opstelle of selfs jou CV. En in Microsoft Excel gaan jy leer hoe om 'n maandelikse begroting uit te werk. In Microsoft Access leer ons jou hoe om 'n database te skep en te onderhou. Jy gaan leer hoe om webwerwe te ontwerp, selfs speletjies in HTML. Ag, ek is mal oor HTML. Maar jy moenie van die teorie vergeet nie. Ons weet, teorie is nie lekker nie, maar dit gaan jou leer om 'n rekenaar ten volle te kan gebruik. Die teorie gaan oor hardeware, sagteware en netwerke. Dit is awesome om te leer hoe alles van 'n rekenaar saamwerk sodat jy eendag jou selfoon of jou rekenaar kan gebruik. RTT is een vak wat jy kan kies om... RTT is 'n vak wat jy vir die res van jou lewe gaan gebruik. Nee, dit sê ek. Nee, dit klink nie reg nie, man. RTT is een vak wat jy definitief vir die res van jou lewe gaan gebruik. So maak seker jy kies RTT, want jy sal nooit spyt wees van daai keuse nie. Lani, wat op dese aarde maak jy? Wel, Elnie, ek kyk 'n bietjie wat in ons aarde aangaan. Dis alles wat ons gaan leer in toerisme. Ek dink ons moet gaan kuier. Ek dink ook so. In toerisme graad 10 leer ons van internasionale, streeks en plaaslike toerisme. Ons leer ook van vervoer en die Tourism Grading Council of South Africa. Nou vir graad 11. So, vertel maar meer oor graad 11 toerisme. In graad 11 leer jy oor die Suider-Afrika se erfenis en kulture. Jy leer ook oor die SAOG se streke en al die werk wat jy kan doen. Gee my voorbeelde van wat ek kan doen. Jy kan 'n hotel of 'n oordbestuurder word. Jy kan 'n lugwaarden, 'n toeroperateur en jy kan selfs eendag 'n vlogger word. Dit klink vir my soos 'n plan. Ek dink ek gaan toerisme as 'n vak vat. Kom ons gaan kyk by die graad 12s. Juffrou, wat doen ons vandag in toerisme? Wel, Amelie, vandag gaan ons bietjie kyk na verskillende lande en wat hulle uniek maak. Ons gaan begin by Frankryk. Bonjour, bienvenue à la France. Je vais à la boulangerie. Tu veux un pain français? Je m'appelle Amélie, elle s'appelle Milani. Nous sommes très contents. Wow, Amelie, dit is indrukwekkend. Het jy geweet, in Frankryk mag hulle nie brode of enige kos weggooi nie. Hulle moet dit of skenk of gee aan liefdadigheidsorganisasies.
So hierdie brood sal nooit die gesig van 'n asblik sien nie. Dit is baie indrukwekkend. Volgende gaan ons bietjie Brasilië toe. Het jy vrug geweet Brasilië het die tweede langste rivier in die wêreld? Regtig? Ja, die Amazone. Jessie, hoe slim is jy nou? Dis juist die een waarop ons nou hierdie lieflike Sondagoggend spandeer. En kyk net al die pragtige natuurskoon hier rondom ons. Ons gaan later die week na die Rio de Janeiro Karnaval toe ook. Yay! Sjoe Amelie, dit was nou regtig lekker in Brasil, dink jy nie? Definitief. So aangesien ons nou weer terug is in ons land Suid-Afrika, vertel ons, wat het jy geleer van hierdie land? Suid-Afrika is so uniek. Ons het 'n groot verskeidenheid kulture. Braai, melktert, koeksisters, die groot vyf. Om nie eers te praat van die duisende skeepswrakke aan ons kus nie. Wie wil nou nie dit beleef nie? Sien Amelie, toerisme is die verkenning van jou wêreld en die gemak van die klaskamer. Dit was nou 'n avontuur. Ek dink dis 'n vak vir ons. Wat